verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeie naand, ek groet u hier weer eens op Kruiskyk TV vanaand en ek is so bly jy is ingeskakel om weer na die woord van die Here te luister. Die Here sê so mooi, hy sê, he set his word above his name. Hierdie woord is die hoogste gesag wat daar is en natuurlik is dit vir my, Desiree Galvin, wat met jou gesels vanaand 'n wonderlike voorreg, dat ek in diens van die Here kan wees, dat ek bereidwillig is om vanaand sy woord te bring, soos wat hy dit op my hart gelê het. En ek wil vanaand vir ons lees hier uit Rigters 15 uit. En dit is so 'n bekende gedeelte. Ek bedoel, in sonnaskool leer ons al van Samson en wat hy gedoen het. Maar ek kom vanaand vanaf 'n ander, ek wil sê soos die Engelsman sal sê, 'n ander angle af. En daar's iets anders wat ek met jou wil deel uit hierdie geleesde gedeelte uit. Maar kom ons lees saam. Vers 15. Rigters 15 vers 15. Hy sê, en hy het 'n vars eselskakebeen gevind. Sy hand uitgesteek, dit geneem en daar 1000 man mee verslaan. En Samson het gesê, met 'n eselskakebeen het ek 1 klomp, 2 klompe met 'n eselskakebeen, het ek 1000 man verslaan. En dit is die gedeelte wat ek en jy leer in die sonnaarskool. En dan kom ons by vers 17 en hy sê, en toe hy klaar gespreek het, gooi hy die kakebeen uit sy hand en noem die plek Kakebeenshoogte. Vers 18, baie belangrik. Daarop kry hy baie dors. Roep die Here aan en sê, u het deur die hand van u knegg hierdie groot verlossing gegee, en moet ek nou van dors sterwe, en in die hand van die onbesnedenis val? Toe kloof God die holte wat by Legie is, en daar kom water uit, en hy het gedrink, en sy gees het teruggekom, en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by Legie is. Nou hier is hierdie verhaal wat ek en jy al heeltemal seker baie keer gelees het en van preke gehoor het en die sonnaskool oor geleer het. Maar ons vind hier, en dit is waaroor ek wil praat, na hierdie groot geveg, na hierdie groot oorwinning wat hy behaal het. Natuurlik het hy geveg en hy's moeg en alles en hy het hierdie oorwinning en hy sê vir die Here en hy laat die kakebeen val en hy sê, Here, ek het dit gedoen en dis natuurlik deur die genade van die Here, sê die woord en daarop kry hy baie dors. Jy sien, hierdie was 'n groot geveg wat Samson geveg het. Hy het natuurlik sy alles gegee, totdat daar in hom niks meer oor was nie. En na die geveg roep hy uit en dit gebeur is menslik, dit wat met hom gebeur, want onthou hy's 'n mens soos ek en jy, en hy sê, Here, ek het dors. Jy sien, kind van God, somtyds, na jou grootste oorwinning, hierdie warfare waarin ek en jy baie keer is, hierdie victory wat ons behaal, ons kom deur 'n tydperk van vasting en gebed en ons in die geestelike veg ons, maar dan kom ons op 'n punt en ons besef, Here, ek is moeg, Here, ek is dors. Dit is hier waar Samson sy grootste behoefte erken en sy grootste swakheid raak sien en sy grootste tekort, en hy verklaar en hy sê, Here, ek het dors. Soms gebeur dit met my en jou dat ons alles gee, verander. Jy sien, jy wil altyd dinge vir ander mense regmaak. Jy wil altyd hulle fights vir hulle fight. Dan kom jy ook op 'n punt en jy ervaar, maar hier binne in jou is daar 'n dors.
Daar is miskien 'n leegheid vir 'n oomblik en jy besef jy is besig om te sterwe en ek wil sommer sê geestelik te sterwe want jy doen so baie vir ander en jy reik so baie uit en is mooi en is goed en is reg. Maar wat gebeur wanneer jy in soveel gevegte is dat jy self op 'n plek kom en jy die kakebeen vir 'n oomblik neergooi en jy tot die besef kom maar Lord, is me standing in the need of prayer. Here, dis ek wat dors is. Dis ek wat U nou nodig het. Samson, jy staan met die een oomblik met die kakebeen in jou hand. In die volgende oomblik is jy so gedehidreer. Jy's besig dalk om van die dors te sterf en jy roep uit ek het dors. Daar's baie mense wat so is. Jy sien jou sertifikate is teen die muur en jy word aangespreek as in 'n titel wat jy erkentenis voor ontvang. En miskien is jou naam op baie mense se lippe. Jy sien die evidence is daar, die bewyse van dit wat jy behaal het in die lewe. Jou accolades praat vir hulle self. Maar diep binne in jou is daar 'n honger en daar is 'n dors. Daar is diep binne in jou 'n droogte. En mense kan dit nie raak sien nie. Jy veg gevegte wat niemand sien nie, behalwe jy en die Here. Hier in jou binneste, hier in jou denke, in jou hart. Responsibilities wat jy op jouself neem. Ja, miskien kan jy sê, maar ek het dit gesurvive. Jy het dit dalk fisies gesurvive en hier sit jy vanaand in jou sitkamer of waar ook al en jy luister na die boodskap en jy het al die oorwinnings behaal en die accolades is teen die muur en jy het gesurvive. Jy is hier, jy lewe. Maar daar waar dit saak maak, hier diep binne in jou wese waar niemand sien nie, waar God weet en God sien, is daar 'n dors. En ek wil vanaand vir jou sê, hierdie boodskap is vir jou vanaand, wat 'n dors in jou binneste het. Jy het alles aan die buitekant in pag. Jy sien Samson kom en hy steek dit nie weg vir die Here nie, want niks is verborge vir die een met wie ek en jy te doen het nie. Dis daar na een van sy oorwinnings wat hy uitroep, Here, ek is dors. Jy sien, is nie nou wat hy probeer sterk lyk nie. Hy probeer nie nou meer dapper wees nie. Hy gooi die kakebeen neer. Daai geveg is klaar. Hy het 'n ander geveg wat hy veg. Here, ek is dors. Ek het 'n behoefte, Here, na iets wat net U vir my kan gee. Hy roep uit na die bron van lewe. Vers 18 sê, daarop kry hy baie dors en roep die Here aan. Jy sien, ek wil hê, kind van God, dat jy vanaand moet besef hoe dors jy werklik is. Ons kan staat maak op al die fisiese goed om ons, maar binne kan ons sterwend wees geestelik, geestelike uitputting ervaar, geestelik dors na die Here. Samson het geweet dat al gebruik God hom, en die Here het hom gebruik, kon hy nog steeds 'n behoefte ontwikkel van 'n dors in sy binneste wese. Ek en jy ken die verhaal van Dawid en hoe hy na die geveg by Siklag aankom en ek het dit al genoem. En alles is verbrand en die familie en die kinders en die diere en alles is weggevoer in ballingskap en deur die vyand gevat. En hier kom die manskappe moeg en ellendig en hulle soek net hulle familie en wat kry hulle? Smeulende vuur, 'n rook wat hier opgaan. Alles is afgebrand, alles is weg. Wat doen Dawid? Dawid kan nie nou hier iets doen nie, want hulle is weg. Maar Dawid neem 'n stap in die regte rigting. En hy sê vir Abiatar, bring vir my die skouerkleed. En wat sê die woord van die Here? And David encouraged himself in the Lord. Jy sien, hy het geweet, Here, ek het U nodig. Here, hier is iets wat net U kan fix. En dis wat ek en jy moet doen in die lewe waarin ons lewe. Ons moet sorg dat ons by die bron van lewe bly, daar waar die strome van lewende waters vloei, jou gebedslewe, jy het daai water elke liewe dag van jou lewe nodig. Samson het geweet dat een ontmoeting nie genoeg is om 'n leeftyd van oorwinnings te sustain nie. Dawid het dit ervaar, hy het dit geweet, hy moes die Here soek. Ek wil vir jou sê, kind van God, ek en jy het elke liewe dag vars water nodig. We need the Lord every second of every day.
Die woord van die Here sê, strome van lewende waters sal uit jou binneste vloei. Maar as jy dors het, hoe kan daar iets wees wat vloei? As jy honger en dors het, na net dit wat die Here kan gee, hoe kan iets uit jou binneste vloei, om 'n volgende een tegemoet te kom, om weer vir iemand anders in die bres te kom staan? Jy moet sorg dat jy die water van die lewe in jou binneste het. In die Bybel praat van die vrou by die put, en hoe die Here sê, maar hierdie water wat ek jou gee, as jy van dit drink, sal jy nooit weer dors kry nie. En dan kom ons verder in die verhaal, en hy sê, toe kloof God die holte wat by Legie is. In Engels sê, and the Bible says that God opened a hollow place, 'n holte. En wat gebeur? And water came out. Ek bedoel, die Here kon die sluise van die hemele oopgemaak het en die reën laat neerval het. Maar die Here kom en hy doen iets so awesome en so wonderlik wat vir die menslike oog verborge is vir daardie oomblik. Hy gebruik iets wat alreeds bestaan, maar dit was net nog nie oopgebreek nie. En jy sien, ek wil vanaand vir jou sê, jy wie werklike dors in jou binneste is, ek wil vanaand vir jou kom remind dat daar is 'n holte. Daar is 'n hollow place wat die Here vir ons gaan oopmaak. Wat hy vir jou gaan oopmaak as jy kan uitroep, Here, ek is dors. Jy sien, somtyds is jou antwoord versteek in 'n plek wat droog lyk. Maar dis wanneer gebed, en ek het op 'n vorige geleentheid hier op Kruiskyk met jou gepraat oor gebed, dis wanneer gebed inkom, dis wanneer jy kan uitroep, wanneer jy kan besef, Here, dit's ek wat U nodig het, dis ek wat dors het, Here, I need you now more than ever. Dis wanneer gebed daardie holte aanraak, dis wanneer daardie gebed hierdie plek wat lyk of daar niks is nie aanraak, wat die water gaan begin uitvloei, wat hy gaan opbreek en oopbreek vir jou. Bid sonder ophou, bid. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, pray without ceasing. Ons mag nie ophou bid nie. Ek wil vanaand vir jou sê, daar is 'n versteekte put in jou wildernis. En dan hierdie versteekte put in die wildernis gaan oopgaan wanneer ek en jy in desperaatheid tot die Here roep. Dis wanneer ek en jy so desperaat gaan raak met die besef dat hier binne in ons is daar 'n dors na iets wat net God kan les. Net God kan daardie dors vir jou les. So dit maak nie saak of jy vanaand in 'n woestyn is nie. Daar is putte in die woestyn, in die droë plek, in jou droë omstandigheid, is daar 'n put wat oopgemaak kan word. Daar is putte van voorsiening, daar is herlewing in daardie putte. Hoe desperaat is jy, kind van God, vanaand? Hoe dors is jy vanaand na die lewende waters? Jy sien, as die bron van die lewe jou ontmoet, herleef meer as net die liggaam. Want die woord van die Here sê, dat sy gees het ook herlewe. If the same Spirit that rose Jesus from the dead dwell in you, He will quicken your mortal body. Soms is jou moegheid nie vleeslik nie. Soms is dit geestelik. Your weariness may not be physical, but spiritual. Die moegheid wat kom van die pyn wat jy in die stilte dra, kind van God, omdat jy te lank sterk probeer wees in jouself. Vir jou wil ek vanaand sê, die Here weet vanaand hoe om jou te restore. Die Here weet vanaand hoe om jou te revive. Hy weet hoe leeg jy is. Hy weet hoe verdor jy het. Hy weet hoe daardie saad wat ek op 'n vorige geleentheid van gepraat het, in jou weggekrimp het. Die woord sê, jy ellendige, deur storm gejaagde, ongetrooste. God maak steeds 'n pad in die woestyn. Ek kom sê vanaand vir jou, hy dek nog steeds 'n tafel. Hy gee nog steeds water uit 'n klip uit. En hy's besig om mense voor te berei, wie in opregtheid kan uitroep, Here, ek is dors. Die Here soek nie altyd gepolished gebede nie. Hy soek nie performance nie. Hy soek net 'n opregte oproep, 'n opregte gebed, uit jou hart uit. Uit 'n hart wat moeg geword het, uit 'n hart wat dalk stomp geraak het. Net 'n opregte uitroep, Here, ek is dors.
Wanneer God hierdie putte vir jou en my gaan oopmaak, gaan ons lewe ervaar. Ons gaan genesing ervaar, ons gaan wysheid kry, ons gaan vrede vind, ons gaan krag put uit hierdie bron van lewende water uit. En die woord sê, hy sê, Samson noem die holte roepersfontein, en hy sê, En Hakor, fountain of the one who called out. Jesaja 41 vers 17 tot 18, hy sê, The poor and needy seek water, but there is none. I, the Lord, will hear them. I will open rivers and desolate heights and fountains in the midst of the valleys. Dan kom hy in Jesaja 44:3, hy sê, For I will pour water on him who is thirsty and floods on the dry ground. Sien jy kind van God, dis 'n woord vir jou en my. Die Here sê, hy sal daar die water oor ons uitstort. Hy sal die holtes oopmaak sodat die water kan uitstroom. Hy sal die water laat vloei uit die rots uit. Revelation 22:17, And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Verniet gee die Here dit vir jou en my. Hy is maar net 'n gebed ver. Jy sien, dis wanneer jy vanaand kan besef dat jy is wat die Here nodig het, dat dit ek is wat die Here nodig het. Dis ek, Here, I'm hungry for a mighty move of God. Lord, I'm thirsty. Pour out your Holy Ghost. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Ons het nodig om te beweeg met die Heilige Gees salwing op ons lewens. Ek wil vanaand vir jou sê, dit is nie Ikabod nie. Dit is nie te laat nie. Jy moet net roep, kind van God. Roep na die Here. Hy is hier vanaand. Hy wil vanaand vir jou waters gee. Bring jou dorheid na hom toe. Bring jou dors na hom toe. Want vanaand gaan jou put oopgekap word. Nie deur 'n mens nie, maar deur die Here. Halleluja. Wat lewe tot in alle ewigheid. Ek wonder vanaand terwyl ek kan sluit. Wie is daar wat vanaand ingeskakel is, wat vanaand terwyl ek hierdie woord bring, besef hier in jou binneste is daar 'n dors. Jy gaan doodgaan geestelik sonder dat hierdie dors gevul word. Wie is daar wat wil sê, Here's my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting in my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Here's my cup. Fill it up till it overflows. Koningskind, jy wie vanaand werklik ervaar en besef, jy het so geperform. Jy het soveel dinge wat fisies daar is, wat mense raak sien, wat vir jou kan tel. Maar dit wat binne is, daardie leegheid, daardie verdorwenheid, daardie dorsheid, sien hulle nie raak nie, weet hulle nie van nie. Ek het vanaand vir jou die antwoord. Samson het gesê, nadat hy die kakebeen neergegooi het, Here, ek is dors. Is jy dors vanaand? Dan wil ek vir jou sê, hy is hier om vanaand daardie dors vir jou te kom les. Hy is hier vanaand om jou te voed met strome van lewende waters. Soek jy die waters vanaand, dan vra ek jou om jou hand op te steek en saam met my te bid. Here, Here, wat kan ons sê vanaand? Here, U is die antwoord. U het die antwoord, Here. En U sê, kom na my toe, almal wie vermoeid en belas is, ek sal jou rus gee. Here, U sê, as ons U aanroep, sal U ons hoor. Here, U sê, strome van lewende waters sal uit ons binneste vanaand vloei. Here, U sê, U sal die water oor ons uitstort as ons dors is na U. Here, en vanaand wil ek bid, elkeen wat hulle hand opsteek, Here, wat smag na daardie lewende waters, wat uit die troon van God uitvloei. Here, dat U vanaand die sluise van die hemel sal oopmaak, en Here, oorvloedig sal uitstort, die strome van lewende waters, wat die dors kan les hier in ons binneste. Baie dankie, Here, dat U getrou bly. Dankie dat U vir ons doen ver bo dit, wat ons bid of dink, is my gebed in Jesus naam, en ek dank U daarvoor. Amen. Kind van God, you won't leave here like you came in Jesus' name. Bound, oppressed, tormented, sick or lame, for the Holy Ghost of Acts is still the same. You won't leave here like you came in Jesus' name. Mag die Here jou seën. Totsiens.